Ons staan vandag hier by die pragtige Kigilia Lodge net buite Pretoria en ons gaan ongelooflike, maklike, eenvoudige kos vir julle wys wat almal kan maak en gaan maak. Interessant genoeg die naam Kigilia beteken eintlik worsboom of dit kom van die worsboom af. Ons gaan begin met wors, spesifiek wildwors. Wors is altyd een van die goed wat almal in hulle vrieskas of hulle yskas het. As jy gaan jag of net normaalweg, wors het ons almal altyd. So daar is meer om te doen met wors as net op die vuur gooi of in die pan braai. So ek wil vandag vir julle 'n baie eenvoudige resep wys wat sommer uit die pan uit geëet kan word en wat reg vinnig is. Die lekker ding van wors is wors kom klaar met speserye, hy kom klaar met sy eie sout en peper. So is iets wat klaar baie smaak dra sonder om baie smaak by te sit. So 'n eenvoudige resep vandag wat ek vir julle wil wys. Ons gaan 'n worsie vat, 'n wildwors. Ons gaan die wors uit sy vel uithaal, ons gaan 'n frikadel met dit maak. En dan gaan ons 'n frikadel braai binne in 'n pan. Baie maklike bestanddele. Ons het tomaties wat klaar fyn gekap is. Ons het room en ons het 'n klein bietjie russie en 'n klein bietjie knoffel wat ons gaan bysit. Een spesery wat ek baie van hou, ek sê altyd dis 'n warm spesery, dis 'n komyn wat ons gaan bysit net vir iets anderste. So ja, en dan natuurlik moet ons iets hê om saam met dit te eet. En die goeie ou toffelbrood. Wie hou nie van 'n goeie toffelbrood nie. So baie eenvoudig. Ek gaan begin op die vuur, die toffelbrode gaan op die kant warm word. En dan gaan ons almal sommer saam met die pan eet. So ja, kom ons kry die pan op die vuur en dan kom ons aan die gang. Toffelbrode op die kant. Twee maniere om die wors te doen. Natuurlik kan jy net die wors uitdruk, beide uit die vel uit, om dit te hê, of lekker skerp mes, sny net bo-op, en wat gebeur as jy maak basies net jou darmpie oop, wat jy sal sien, wat dan baie maklik afkom. En daar het jy dan baie goeie gespeseryde, klaar vet in, vleis wat jy kan verander van iets na iets heeltemal anders. Nou baie eenvoudig, ons gaan sommer direk soos wat ons die klein frikadelballe maak, gaan ons hulle in die pan gooi. Ek hou van canola olie om mee te kook. Dit voel vir my dit is die olie met die minste smaak of geen smaakprofiel nie, so hy verander nie die smaak van die vleis nie, wat altyd baie lekker is. So ja, canola olie in die pan. Hulle hoef glad nie perfek te wees nie, die pan kan net klein bietjie opbreek. Jy kan hoor die pan as jy hom hoor, hy moet soos 'n stoute kind wees, jy moet hom hoor. As jy hom nie meer hoor nie, dan is dit nie 'n goeie ding nie. Die enige wat jy moet probeer doen as jy dit doen, is probeer om die balle, maak nie saak wat se groot hulle is nie, maar probeer hulle almal relatief dieselfde grootte kry. As jy balle het wat baie groot en baie klein is, gaan jy net verskillende kooktemperature hê binne in die pan. So jy mag dalk een of twee balle kry wat baie gaar is en een of twee balle kry wat dan relatief rou is. Ek is definitief iemand wat nie my wors droog braai nie. Ek hou van die wors moet sappig wees. En ek dink dit gaan presies dieselfde wees vir die frikadelle. So ek gee nie om as daar 'n klein bietjie pink in hierdie frikadelle is as hy klaar gaar is nie. Maar jy sal weet, saam wie jy kook en vir wie jy kook en hoe gaar, hoe rou hulle vleis eet. Interessant, ek weet nie. Ek sien dit baie by die braai, dit was nog nooit my ding gewees nie. Jy kry mos al daai mense wat se luister, het jy die rou wors geproe? Ek het dit nooit gedoen nie. Ek weet nie hoekom mense dit doen nie, maar ja, miskien proe of die wors lekker of sleg is. Okay, baie eenvoudig. Frikadelle is in die pan. Lekker warm pan, jy kan sommer sien dat hy klaar begin kleure kry. Dit gaan nie 'n baie lang proses wees nie. Dus al sien ek in die begin met nie te veel olie in die pan nie, omdat daar natuurlik vet binne in die frikadelle sal hy sy eie olie maak soos hy gaan. Jy wil net iets in die pan gehad het so die eerste paar nie vassit nie. So baie eenvoudig. Terwyl daai in die gang kom, wil ek net seker maak ons vergeet nie van ons knoffelbrood nie. Daar. Ons gaan gou een of twee van die knoffelhuisies sny wat saam met dit moet gaan. As julle kan asseblief mense 'n vars knoffelhuisie
is die manier om te gaan. 'n pakkie of 'n pakkie wat jy koop gaan nooit dieselfde wees nie. En dit is reg eenvoudig. So ons wil nie te veel knoffel bysit nie, ons wil net so 2 bysit. Dis eintlik net vir 'n smaak wat daar bykom. So 2 of 3 sal hy nie groot is. Knoffel, mes, breekom. Dan maak hy baie vinnig skoon. En omdat jy hom klaar gebreek het, breek hy sommer klaar op in kleiner stukke. Ek sien baie keer as mense kos maak, een van die goed wat hulle doen, is almal hou daarvan om baie met hulle pan te speel of baie goed om te draai. Dus dan sien ek een keer die pan gedraai, nie te veel nie. Wat jy wil hê is jy enigiets genoeg tyd gee om daai baie mooi gekarameliseerde, daai donker te kry, want dit is waar soveel van die geur lê. Jy moet maar 1 of 2 draai sodat hulle op die regte kant kom. As jy klaar begin sien, daar's van die vet begin uit die wors uit die frikadelle uitloop. Ons kan dit seker 'n worsfrikadel noem. Uit die frikadelle loop. So ons wil nie te veel van daai gooi nie. Ek gaan solank die volgende goed oopmaak. Tomaties. Opgekapte tomatie, baie eenvoudig. As jy weggaan vir die naweek of jy is dalk nie naby jou huis nie, maak seker jy koop van die wat jy kan oopmaak sonder 'n blik oopmaker. Dis die klein goedjies wat jy later waardeer as jy in die veld staan en jy sê, "Ag, waar is die blik oopmaker so?" Kom ons gooi gou ons knoffel by. Nou, baie eenvoudig. Blikkie tomatie. Op hierdie stadium kan jy sout en peper, ons bietjie swart peper. Sout. Warm van die vuur is. Heerlik. Een ding van buite kook op die vuur wat jy baie keer vergeet is dit is nie 'n stoof met 'n plaat as die temperatuur dieselfde bly nie. So bou maar heeltyd dop, wat gaan aan? Ondanks wanneer jy sien jou vuur kos 'n bietjie kolle, soos myne dink ek hy kos 'n bietjie kolle want ons wil nou room bygooi, so ons wil hy 'n bietjie vinniger kook sodat die room vinniger kan reduce. Das. Okay. Room. Ons gee altyd die room skud. Lekker. Okay. So ek wil 'n russie bysit. As jy met russie werk natuurlik. As jy wil hê die russie moet baie warm wees, dan sit ons die pitte by. As ons wil hê die russie moet nie so warm wees nie, dan haal ons die pitte uit. En weer eens, dit gaan oor hoeveel wat wil jy bysit. Ek maak gewoonlik kos waar ek sê, luister, ek wil almal moet dit eet. So ek sal altyd iets baie sag, baie mild maak
En dan op die kant mense hoor jy daarso as iemand wat ekstra wil bysit. Dis die lekker ding van 'n vars chili, vars russie is hy werk net so goed na die tyd as wat jy hom voor die tyd bysit. Baie belangrik as jy met russie gewerk het, onthou om jou hande uit baie goed te was of nie naby jou gesig te vat nie. Dit gaan 'n slegte dag wees as jy dit gedoen het. As jy kan sien, hy is besig om mooi dik te word. Hoe meer ek kos maak, besef ek het een van die beste stellige gereedskap wat jy ooit enige kan by van kry is jou hande. Daar's geen gevoel soos om iets te voel met jou hand of na te kykie. En hoe meer jy dit doen, hoe meer vertroud raak jy met waarmee jy besig. So ek kan vir julle sê dat daai frikadelle is 100% gaar. Daar behoort nog 'n klein bietjie pink te wees in die middel. En dis ons hulle wil hê. Ons gaan hulle afval van die vuur af. Net so dat hulle die laaste paar minute rustig kan staan voordat ons hulle gaan bedien. Kom ons kyk na ons brode. Hier raak dit nou waar jy gevaarlik raak. Vinnig moet wees. Maar niks so sleg as 'n garlic brood waar die botter nie ordentlik gesmelt het in die middel nie. Okay julle, die kos is 'n klein bietjie gerus, net so nie te warm as een of ander monde brand nie. Ek gaan een of twee finale klein goedjies bysit en dan dink ek is tyd dat almal 'n happie kan vat en proe. So kom ons maak hom net mooi en maak hom klaar. So ons het sommer 'n klein bietjie graseie. Eintlik is hierdie kom ons sê 'n chive, daar staan almal wat ek sê. Ek het vroeër gesê ek hou van cumin en ek wil dit heel op die einde bygooi net so vir 'n smaak wat jy gaan optel eerste. Amper soos 'n klein bietjie van 'n seasoning reg op die einde. Dan ons knoffelbrode. Fantasties. En dan een van die lekkerste goed vir my is om met my hande te eet en sommer van die vuur af te eet. Ek dink ons Suid-Afrikaners dis iets wat so uniek is aan ons. So kom eet saam met my en laat weet my wat julle dink.